Welkom in my Afrikaanse klas. Ons is besig met Lien se langstaan skoene matrieks en ons gaan nou kyk na tyd, die konfliksituasie in die verhaal en dan ook die ruimte of die milieu. Laat ek net hier 'n ander kleur kry want ek wil nie vir julle skree nie. Goed, so kom ons kyk na die tydhantering. In 'n manier is dit eintlik heel eenvoudig. Die storie word kronologies vertel, so dit volg, die een gebeure volg op die ander. Dit speel af in die teenwoordige tyd. So die storie gebeur in die nou. Die voorspel, nou hier moet julle mooi dink en dit verstaan, dit is in die verlede. Dit speel af, dis 'n video van toe die kinders nog klein was. Goed, en soos wat ek vir julle gewys het in die vorige les, is dit in skuinsdruk, italics. En daar is 13 sulke beskrywings, sulke breuke in die storie, waar ons iets leer ken van die verlede van die gesin. Belangrik, die video's verbreek die kronologiese verloop van die verhaal. So die video's is 'n terugflits in 'n manier. Goed, dit gee inligting oor die gesin se verlede, toe alles nog makliker was. En hulle was gelukkig. En dan is daar, wat nou interessant is, die naspel. Dit is oor 'n paar maande of 'n jaar of heel wat later in die toekoms. So dit is nie te moeilik om onder die knie te kry nie. Goed. So, daar's die voorspel, die prelude, en dan is daar die naspel. Ek het gesê dis in die toekoms, so dit maak 'n tydsprong, it jumps into the future. En die naspel, die laaste stukkie van die storie, is anders as die ander dele wat verwys na die verlede. So daar's video's wat praat oor die verlede, dit wat was, en dan is daar die laaste video wat praat oor die toekoms van hoe dit was na 'n verloop van tyd. Ons sien Bram se pa is terug in die storie, Christine is terug in die storie, Hein en Lien is dit lyk, ons lei af, hulle is in 'n verhouding. So dit is baie interessant om te sien hoe die skrywer met hierdie tegniek vir ons nommer 1 baie agtergrondskennis gee, maar ook vir ons uitwys wat gaan in die toekoms gebeur. Goed. Nou hier is 2 begrippe wat julle baie mooi moet verstaan. Die vertelde tyd. So the time in which the story plays out. Met ander woorde, dit gaan 'n langer tydperk wees. Ons kan aflei dat die storie uitspeel tussen 1 en 2 jaar. En die hooffokus van die tyd, die vertelde tyd, die tyd waarbinne die storie afspeel, is die 7 of 8 maande van Lien se matriekjaar. 1 jaar wees. Daar's verwysings na die afgelope 2 jaar,
Wat belangrik is om te onthou is dat die video's is nie deel van hierdie vertelde tyd nie. Dis terugflitse. En dan hier net weer die naspel is 'n paar maande of jaar wat later. So ons kan duidelik in die verhaal sien dat tyd verbygaan. Daar's verwysings. As ons dink aan die tyd wat Lien se ma in die kliniek was. As ons dink cricket is 'n sport wat gewoonlik aan die begin van die jaar gespeel word in die eerste kwartaal. Rugby is 'n wintersport. So daar het ons tyd wat verbygaan. Hulle praat van die matriekafskeid. Nou gewoonlik gebeur 'n matriekafskeid, ek weet dit gebeur nou sommer al vroeg in die jaar, maar ek dink in daai tydperk het dit nog aan die einde van die jaar plaasgevind, hier in Oktober, November maand. Daar's verwysings na lente. So ons is nou deur die somer, ons is deur die winter, ons is deur die lentetyd en dan praat hulle van die matriekafskeid. So ons kan heeltemal in die storie agterkom, die verloop van tyd wat verbygegaan het. Die verteltyd is hoe lank dit jou gaan neem om die storie oor te vertel. So as die vertel dit tyd oor 2 jaar is, dit gaan jou definitief nie 2 jaar neem om die storie oor te vertel nie. Dit gaan miskien 'n paar uur wees, as jy dink aan die situasie in die klas, waar ons die boek lees en waar ons daaroor gesels. Dis die verteltyd. So, dis 208 bladsye. Hoe lank gaan dit jou vat om dit te lees en dan aan iemand oor te vertel? Dis 'n baie vinnige verloop. Daar's baie humor. Dis 'n baie ligte styl. Dis 'n lekker verteltrand. So die storie verloop redelik vinnig. 'n Mens, daar's nooit hierdie lang beskrywings wat vir jou verveel nie. En die ander ding wat die boek interessant maak, wat jy hom vinnig en vinniger wil lees, is al die realistiese temas wat aangespreek word. 'n Tiener se lewe, drankmisbruik, armoede, bedelary. So daar's kontensieuse temas wat uitkom, wat wil maak dat jy wil uitvind wat gebeur volgende. Goed, nou kom ons by konflik. Julle is nou seker al so moeg vir konflik, maar nou ja, kom ons vat dit net saam en kyk hoe dit op hierdie boek van toepassing is. Ons weet daar's uiterlike konflik, outside conflict, dis tussen karakters. Baie keer is dit groot gebeure. Dit kan selfs natuurelemente wees, soos 'n storm of 'n brand of een of ander so ding. Natuur. Ek gaan nou net dit skryf. En dan aan die ander kant het ons innerlike konflik. So dis wat in jou kop aangaan. Dit het te doen met keuses wat die karakter maak. As ons nou dink aan Lien, die keuse wat sy gemaak het om te begin bedel. En al die innerlike turmoil, die konflik waarin sy was. Is dit reg om dit te doen? Die situasie met Sproet. Ek het onthou wat Sproet se naam is. Sproet is eintlik Gordon. As ons dink aan die situasie met Gordon en hoe sy gekonfronteer was met haar eie vraag van, is sy regtig bereid om haar lyf te gee, om seks te hê, terwyl daarvan om geld te kry. En dan is die innerlike konflik is baie keer as gevolg van situasies buite hulle self. En hierdie ding gee dan aanleiding tot, daar's kragte, there are powers outside of yourself that plays in and that causes all this turmoil and inner conflict in a character. Goed, wat is die rol van konflik?
Why do we need conflict in a drama or a novel? Or it's in many situations, it's the driver of the story. Dit dryf die gebeure. As jy dink aan Lien se situasie, dit is daai konflik met haar ma en haar pa en die omstandighede van hulle het nie geld nie, dit dryf haar om op die ou end te begin bedel. Dit is oorsaaklik in die spanning. It creates tension. And through the conflict, in die konflik tussen karakters, tussen binne in 'n persoon, gee dit die karakters die kans om te wys watter soort mense hulle regtig is. So the conflict forces the characters to show the real person. Okay, so dis die 3 basiese redes hoekom ons konflik in 'n storie nodig het. So wanneer jy kyk na die konflik, wanneer jy wil agterkom, wat is die konflik in hierdie situasie? Is daar 5 belangrike vrae. Watter soort konflik is dit? Is dit uiterlike konflik? Of is dit innerlike konflik? What is the cause of the conflict? Why does it happen? Why is there conflict? Die derde ding wat jy na voorsoek is, how do we know that there's conflict? Hoe word dit duidelik? How is it presented? So, hoe sien ons dit? Op watter manier tree hulle op dat ons kan sê dis konflik? En nou hierdie vraag 4, wat toon die konflik oor die betrokke karakter? Ek wil amper sê, wat wys die karakter binne hierdie konflik situasie? Byvoorbeeld 'n ou soos Gerard, soos Connor. Die konflik hy dit uitgebuit. En hy het Lien in 'n onmoontlike situasie geplaas. So dit wys iets van die karakter van die persoon. En dan laastens, wat is die gevolg van die konflik? So ek gaan nou 'n paar situasies vat en dan gaan ons hierdie 5 punte toepas en kyk hoe ontleed ons die konfliksituasie. So kom ons kyk in die eerste plek na die konflik tussen Lien en Wouter. Hulle gee vir ons 'n situasie, hulle stry nadat Juffrou Breitenbach haar gevra het waarom sy so kwaad is. So the teacher saw that something is wrong with Lien. She addressed Lien about it, and then Lien was very offended, very angry at the teacher, and afterwards she and Wouter had this conversation. So, die oorsaak van die konflik is, Wouter vra vir haar, and it plays in so well into the character of Wouter. Can you remember we said he's very honest with Lien, and he honestly asked her, aren't you overreacting? En dis toe wat hy vir haar sê, jy's daarom nou ook nie altyd lieflike Lientjie nie. Goed, so dit was hoekom hulle konflik gehad het. Hoe dit duidelik geword? How did we see? Lien was very angry. Sy was smoor kwaad. Ouens, daar's 'n lekker woord wat julle moet ken. En sy stap weg. She just turns around, walks away, and she thinks in her mind that Wouter is actually a backstabber. So, goed. Nou kyk ons en ons vra, wat wys dit vir ons van Wouter? Wat wys dit vir ons van Lien?
En wat wys dit vir ons van Juffrou Breitenbach? So Wouter is net sy eerlike objektiewe self. Hy sê vir haar, Skaddebol, jy het geoorreageer. Jy is nou nie altyd lieflike Lientjie in die skool nie. Lien is eers baie kwaad. Ons het gesien sy smoor kwaad. Maar later besef sy dat Wouter eintlik 'n goeie vriend is en dat hy maar net vir haar eerlike insig wil gee. Lien, ons sien dat Lien mensekennis, Juffrou Breitenbach het mensekennis. So sy het vir Lien reg opgesom. Sy het gesien Lien is kwaad en sy het dit geadresseer. Die gevolge van hierdie situasie is dat Lien op die ou end besef het dat haar vriendskap met Wouter is vir haar baie kosbaar. En dan vat hulle weer hulle ritueel van dat hy kom haal haar vir skool en hulle stap saam skool toe. So ek hoop hierdie voorbeeld het nou vir jou bietjie duideliker gemaak. Ek gaan gou na nog ene kyk. Die konflik tussen Roos en Johnny. Nou, dis eintlik 'n verskriklike snaakse oomblik in die storie. Roos, toe Lien begin bedel het sy vir Lien verskriklik verwilder, omdat sy op Johnny se plek gestaan het. En dan later in die boek, as Roos nou agterkom hoe goed Lien is en wat haar situasie is, dan draai sy eintlik teen Johnny, en dan konfronteer sy hom oor dat hy op Lien se plek staan. So nou is the roles have now changed. She's now fighting with Johnny because he's standing on Lien's place. So, wat was die oorsaak van die konflik? Die oorsaak is, Roos is ongelukkig daaroor dat Johnny nou op Lien se plek staan. Want sy voel, hy moet nie daar staan nie. Hoe word die konflik duidelik? Hoe sien ons dat daar konflik is? Sy skree op hom en sy gee vir hom 'n hou. Sy klap hom en sy sê, maak dat jy wegkom. Wat leer ons? Wat toon hierdie reaksie, hierdie konfliksituasie vir ons van Roos? Roos is baie beskermend teenoor Lien. She is protective of Lien. En wat is die gevolge daarvan? Die arme Johnny, ek dink nie, hy het 'n keuse gehad nie, hy stap toe nou maar weg, en van Lien se plek, en Lien staan waar sy toe nou gestaan het. Goed. Kom ons kyk na 'n volgende aspek van konflik. Lien is vasgevang in 'n situasie. Circumstance. A situation. There's a situation in her life that she can't do anything about. The reality is, her mother is drinking too much, her father is in jail. They are poor. There's no money. Lien is kwaad vir haar ouers aan die begin van die storie. She is so angry with them. And in her heart, she decides she will never forgive them. Tog kom daar groot veranderinge in haar lewe. Sy maak emosioneel groot spronge. She grows up emosionele volwassenheid. Sy groei into this person with emotional intelligence, emotional maturity, where she realizes that things happen and she cannot stand in judgment of her parents. She has to forgive them, and then she goes and she visits them.
sy het aanvanklik het sy nie haar ma gesien nie. Sy het weggedraai, maar sy het haar pa in die tronk gaan besoek. So wat toon dit vir ons? Dit toon vir ons dat sy ontwikkel het, she developed emotionally, psychologically, she became more mature, she came to the point of acceptance. En op die ou end sien ons dat daar 'n gelukkige einde is. As ons kyk na wat in die naspel gebeur, dan kan ons die afleiding maak dat dit 'n gelukkige einde was. Kom ons kyk net gou-gou na Lien se innerlike konflik. Voorbeelde van waar dit baie duidelik na vore kom, is die situasie in Sproet se woonstel. Sy's duidelik in 'n situasie waar dit vir haar 'n versoeking is. She's tested in that moment. And as we said, is she really prepared to go this far to get money? When she stops the situation, Gordon is genadiglik het hy haar nie geforseer nie. He accepted it, but he made the assumption that the fact that she is begging, that she will be willing to do anything for money. So that was the one situation waar daar innerlike konflik in Lien plaasgevind het. Die ander situasie waar toe sy het besluit om haar ma te gaan besoek. En sy het op die bus geklim, en toe sy daar kom, by die kliniek kom, toe het sy eers 'n paar draaie gestap, because she couldn't get herself to actually go in. Eventually she went to the front door, to the front gate, and then she was standing there, deciding, gaan ek die deurklokkie lui? Am I going to ring the doorbell? And eventually she turned around and she walked away. Die versoening met haar ma het eintlik eers gekom met die konsert. En ons sal later weer daaroor praat. Die voorbeeld van haar, waar sy haar pa in die tronk besoek, dit was vir haar baie moeilik. Ek dink dit was vir haar pa ook baie moeilik. Sy wil vir hom skree, I hate you. She wants to do that with all her heart, but she actually can't, because the only thing that runs through her mind is this, my pa, and there's such empathy in that scene. You must actually check it out again. Haar pa soek toenadering, and he wants to take her hand, and she's so in two minds that she pulls away her hand, but she's immediately so sorry that she did that. She's got these feelings that are just colliding. She wants to show her love, but she also doesn't get it right. Tog was dit positief, die hele ervaring saam met haar pa, want sy's intens bewus van haar liefde vir haar pa, ten spyte van wat hy gedoen het, en ten spyte van die hartseer en die drama waardeur hulle is, bly sy baie lief vir haar pa. Goed, die laaste aspek waarna ons gou-gou gaan kyk is die ruimte. Ek het gesê dis ook die milieu. Nou, ek het net hier 'n klomp plekke neergeskryf waar die storie afspeel. Dit begin in Pretoria, in die woonstel. Daar's ook tonele by die skool, in die Wimpy, waar sy en Mimi sit en hulle verjaarsdagete eet. Malie se tuin is die coffee shop, waar sy gewerk het, en toe het sy per ongeluk goed laat val, en toe is daar 'n hele konfrontasie tussen haar en Tannie Malie. Tannie Bet se woonstel, dit word 'n plek van veiligheid vir hulle. It's a safe place for them. That's where Tannie Bet gave them food and
ja, just help them a lot. Dan is daar ook die haarsalon, waar Donovan en Dirkie werk. Daar's 'n paar tonele in Mimi se huis, luukse plek, baie mooi, pragtig. En dan is daar die plek op straat waar sy staan in bedel. So the corner on the street where she stands begging, she made sure that it's not close to the place where she stays or close to the school. Sy het op 'n stadium teruggegaan na die ou huis waarin hulle gebly het. En ek dink dit was deel van haar reis na groei en na vergifnis. Ons lees ook van Tibby se kamer, dis ook 'n plek waar die storie afspeel. Ons lees van Dirkie se woonstel, onthou Dirkie en Tannie Bets en Lien, hulle bly in dieselfde woonstelblok. Net weer daai woord. So hulle bly almal in dieselfde blok. Sproet se woonstel, that place of confrontation in more than one way. Die studeerkamer, the study, waar sy die predikant gaan sien het. Dan ook die kerk, waar hulle, waarin sy was. Tibby se hospitaal situasie, toe hy in die hospitaal was, die ma se kliniek en die pa se tronk, waar die pa in die tronk is. Nou, wat ons hier moet onderskei, is, daar is werklike plekke, en dan is daar fiktiewe plekke. As ons dink, daar's 'n beskrywing van Pretoria en die Uniegebou en sulke tipiese plekke wat jy weet, okay, hulle beskryf nou iets in Pretoria. Maar dan hierdie ander plekke wat die storie in afspeel, goed, ons weet daar's regtig 'n hompie, maar daar is nie 'n skool soos die een wat in die boek is nie. So dis 'n fiktiewe plek. Daar is nie so 'n coffee shop soos Tannie Malie se tuin nie. Dis 'n fiktiewe plek, deel van die storie. So, ek hoop julle het so bietjie meer duidelikheid oor 'n paar goed, en dan sal ons mekaar op 'n volgende ronde weer sien rondom Lien.